Ek wil hierdie geleentheid gebruik om net ook ons aanlyn gehoor te verwelkom. Baie welkom. Mag julle vanoggend die woord saam met ons geniet en my gebed is regtig dat die Heilige Gees ook die naprediker van hierdie woord in julle harte sal wees en dat julle harte sal oop wees om te ontvang wat die Here wil doen en deur ons as 'n gemeenskap in hierdie seisoen wat voorlê. Ek wil vanoggend met jou gesels oor 'n tema. Is jy opgewonde? Is jy opgewonde? Iemand het eendag gesê, if you're happy, tell your face about it. Om jou gesels oor 'n tema, die kerk wat naby bly. Die kerk wat naby bly, en ek wil vinnig 1 of 2 goed in jou hart vasmaak, wat ons oor hierdie laaste 6 weke vasgemaak het, met die woord sê, blessed are those who meditate upon the word of God. Met ander woorde, geseënd is die wat die woord van die Here nadink, en wanneer ons herhaal, dan maak ons vas in ons harte en ons geeste, amen. So ons het gesê, in 2026 gaan ons spanne bou, nie platforms nie. As 'n kerk gaan ons spanne bou, nie platforms nie. Ons gaan weer hout op die altaar sit, ons gaan grense trek waar nodig is, moet ons verstaan dat die Here Abraham en Lot geskei het, nie omdat hy wreed was nie, maar omdat ons nodig gehad het om gehoorsaamheid te beweeg. En ek het gesê, partykeer beteken dit dat jou kinders by sekere mense nie mag speel nie. Dat jy 'n lyn in die sand trek tot daai mense in die kerk is. Omdat ons gehoorsaam is, omdat ons verstaan hoe daar roep oor ons lewens is, ons gesê ons gaan ons hande vuil maak, want God het ons instruksie gegee om te bewerk en te bewaak in hierdie seisoen wat voorlê. En ons gaan met vuil hande die Here aanbid, hande wat in die grond is, hande wat saad in die grond sit, wat sê ons kies om prakties in woord en daad in hierdie seisoen te beweeg. Ons het gesê oorwinning lê nie in getalle in die Hallo Kerk, maar lê in belyning. Wanneer ek en jy kies om te belyn met die roep oor ons lewe, kom die hand van die Here, sy guns kom en ons beweeg onder die seën van die Here, want vaardigheid sonder verbond bring trots. En God is 'n God van verbond. God se verbond is nie met geboue nie, God se verbond is nie met karre nie, God se verbond is nie met diere nie, God se verbond is met my en jou, Hallo Kerk. Hy het sy gees in ons uitgestort as mens, sodat ons hom kan aanbid, sodat ons kan beweeg in die roep oor ons lewens. Hoekom? Want die wêreld wag vir openbaring van die seuns en dogters van God, van my en jou, Hallo Kerk, om te beweeg in vrede, geregtigheid, in en deur die Heilige Gees. God is 'n God van verbond. Ons het gesê aktiwiteit mag nooit intimiteit in ons lewens vervang nie. Ons gaan nie 'n tikboksie kerk wees nie. Ons is nie 'n kerk wat kies om Sondag na Sondag te tik dat ons hier is, Donderdag na Donderdag, Dinsdag na Dinsdag by 'n plek is nie. Nee. Aktiwiteit mag nie intimiteit in ons lewe vervang nie, want intimiteit is wat lewe gee. Ek en jy is vandag hier as gevolg van intimiteit wat plaasgevind het in 'n vorige generasie. Omdat God 'n God van intimiteit is daar lewe wat plaasvind, en wanneer die kerk kies om intiem te beweeg uit 'n plek van gehoorsaamheid, dan gee God lewe. En aktiwiteit is sekondêr tot intimiteit, want wanneer aktiwiteit geboorte gee uit intimiteit, is daar lewe, is daar 'n plek en spasie vir die volgende generasie. Anders te bou ons mensgemaakte strukture, 'n tronk vir 'n volgende generasie, 'n aktiwiteit kerk. En in hierdie jaar gaan ons intimiteit bo aktiwiteit kies. Ons gesê wie God nie ken nie, sal liefde nie ken nie, want God is liefde, dis deur God ingestel, dis uit God gebore, en liefde het eerste stem gehad. Die eerste persoon wat praat is God, die liefde. En daai liefde gaan en dit omskep dit wat chaos is in orde. God kom en hy maak identiteit in ons lewens vas. Lang voordat daar gebrokenheid was, lang voordat daar afstand was, het liefde eerste stem gehad en dit transformeer. Liefde roep voor dit oordeel, liefde vra voor dit veroordeel. En liefde soek voordat dit straf. En dit bring ons by volgende se titel, die kerk wat naby bly, van altaar na verbond, na stem, na teenwoordigheid. Sien ons hierdie reis in die woord van God, van Genesis tot Openbaring, loop daar een groot tema, een groot verhaal. God probeer nie net om mense te red nie, God se hart is om by mense te woon. Van Genesis tot Openbaring is die tema in die verhaal nie, God wil net mense red nie, God wil by mense woon. Dis God se hartsbegeerte, dat ons intiem met hom verkeer, is God se hartsbegeerte, dat hy hier is, tussen ons is, met sy Heilige Gees, want God is 'n God van verhouding, en God is 'n God van intimiteit. Genesis begin met God wat in die tuin wandel, Openbaring eindig met God wat onder die mens woon. God is tussen die mens in Genesis, en Openbaring is God weer tussen die mens. God woon by hulle, en hier's wat die woord sê in Openbaring 21, vers 3, dit sê, toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by mense. Hy sal by hulle bly, hy sal hulle volke wees, en God sal by hulle wees, self as hulle God. Die Bybel is nie net 'n verhaal van redding nie, Hallo Kerk, dit is 'n verhaal van herstel, van teenwoordigheid. En in die skrif sien ons 'n patroon oor hoe God mense bring na sy teenwoordigheid.
In die woord van God sien ons 'n patroon hoe God mense bring na sy teenwoordigheid van altaar, na verbond, na stem, na God se teenwoordigheid wat by ons woon, in ons is, want God het sy gees uitgestort. Die eerste punt wat ek volgens in die hart wil vasmaak, is die altaar, maar ek wil spesifiek oor gesels oor waar prioriteite herstel. Hallo kerk, waar prioriteite herstel. Iemand het eendag gesê, jy mag nie sê jy het nie tyd nie. Jy mag net sê, ek ag dit nie hoog genoeg om my tyd te gee nie. En dit is in my hart geskei, want ons is maklik om te sê, ek het nie tyd nie. Ons lewe in 'n wêreld wat so besig is, ons jaag van aktiwiteit na aktiwiteit, van prioriteit na prioriteit. En wanneer ons terugkyk en sê, hoorie, maar ek ag dit nie hoog genoeg om my tyd te gee nie, dan begin prioriteit in ons lewens sigbaar word. Dan begin ons verstaan wat is regtig prioriteit. Sien, kan ons goed sê soos ek ag my kinders nie hoog genoeg om in die aand saam hulle woord te lees nie. Ek ag dit nie hoog genoeg om brood te breek in my huis nie, want ek het nie tyd nie. Sien, prioriteite het nodig om te herstel, en ons sien in 1 Konings 18 vers 30, en toe sê Elia vir die hele volk, kom staan hier by my, en hulle het almal by hom gaan staan, en toe het hy die stikkende altaar van die Here weer reggemaak. Profeet Elia sê, kom staan hier by my, en toe hulle naby hom kom, herstel hy en maak reg dit wat stikkend was. Die eerste ding wat hy doen is, hy herstel die altaar van die hele wat afgebreek was. Die vuur het nie eers geval nie, die altaar is eers herstel. En ons het gesê, if you want God to respond with fire, you have to build an altar, but there cannot be an altar without a sacrifice. Eerste het ons nodig om te herstel, dit wat God oorspronklik in plek gesit het, vir sy teenwoordigheid om daar te wees. En die profeet kom en hy herstel dit wat stikkend is. Die teologiese waarheid agter hierdie is dit, dat in die Ou Testament is die altaar 'n plek gewees waar die hemel en aarde ontmoet het. Die altaar was 'n plek waar sonde versoen was. Die altaar was 'n plek waar aanbidding begin het. Maar in die Nuwe Testament lyk dit vir my en jou anders, hallo kerk. In Hebreërs 13 vers 10 sê dit, ons het 'n altaar waarvan die wat nog die offerandes of offerdiens volgens die ou orde verrig, nie die reg het om te eet nie. Dit sê hier is 'n altaar in Hebreërs in die Nuwe Testament, 'n altaar waarvan die wat nog nie die offerdiens volgens die ou orde verrig, met ander woorde, wanneer ons doen wat in die oud is, het ons nie die reg om te deel in dit wat die Here hier wil doen nie. Die altaar is nie meer 'n plek nie. Hallo kerk, die altaar is Christus self. Die altaar is die naam van Jesus, die naam bo elke naam. Die naam waar ons nou gesing het, is nie Jesus nie, wie dan anders. Die naam wat genees, die naam wat orde bring. Die naam wat donker in lig oorsit. Die naam wat die wêreld voorwag. Die naam van Jesus. Die kerk se krag lê nie in programme nie. Dit lê in 'n herstellende altaar. Hallo kerk, wil vanoggend hier in jou hart vasmaak. Die krag van die kerk lê nie in programme nie. Die krag van die kerk lê in die naam van Jesus. Die krag van die kerk lê in 'n altaar wat herstel. Die krag van die kerk lê daar waar ek en jy spasie maak vir die Heilige Gees om te beweeg. Die krag van die kerk lê daar waar ons sê Jesus die naam bo elke naam. Jesus die groot geneesheer. Jesus die hoeksteen van alles wat ons bou, want God bou sy kerk. Ons bou nie God se kerk nie. God bou sy kerk. 'n Kerk wat die altaar verloor, begin op programme staat maak. Maar 'n kerk wat die altaar herstel, sien weer die krag van God beweeg. Hallo kerk. Die kerk wat die altaar verloor, die kerk wat Jesus verloor, die kerk wat verloor hoekom ons hier is, as gelowiges, hoekom ons saam kom die Here te aanbid, die kerk wat vergeet om te bid in die naam van Jesus, om te beweeg in die autoriteit van Jesus, maar dis nie ons eie krag nie, dis sy genade. Dis daai kerk wat die altaar verloor, en dan daai kerk geen ander opsie as om op programme staat te maak nie. Geen ander opsie as om te gaan van aktiwiteit na aktiwiteit nie.
sien ons uit daai plek van intimiteit waar die naam van Jesus, die altaar weer herstel word in die kerk, en daai kerk sal weer die krag van God sien. Want genesing aan 'n kerk is in sy naam. Dat wat ek en jy nodig het vir die seisoen van ons lewens is in die naam van Jesus. Die deurbraak wat jy nodig het is in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Die tweede punt ek vanoggend wil vasmaak is verbond, waar identiteit vas staan. Die woorde sê we are predestined for adoption into sonship. Sien God het identiteit in ons harte lankal kom vasmaak. Dit was altyd God se hart dat ons sal behoort. Dat ons kinders van die koning genoem sal word. Dis wat die woord sê, wanneer ons hom aanneem, dan word ons kinders van die koning genoem. En my en jou identiteit, hallo kerk, is in wie hy is. Ons identiteit is in wat hy reeds vir ons gedoen het. Ons identiteit is nie in hoe slim ons is en wat ons kan bereik. Ons identiteit is nie in ons opinies of in al die oulike boeke wat ons lees nie. Ons identiteit is in Jesus Christus. En in Genesis 15 sien ons God sluit 'n verbond met Abraham. En daar gebeur iets vreemd in die woord van God, daar iets uniek, spesifiek vir ons. Diere word middeldeur gesny as deel van 'n offerande, word diere gesny. En wanneer diere gesny was, moes mense deur beweeg. Maar in hierdie oomblik wat daar gebeur is Abraham gaan nie deur nie, God alleen loop deur. God alleen gaan deur, God sluit verbond en dit beteken dat verbond is nie gebaseer op menslike prestasie nie, dit is gebaseer op God se getrouheid. Hallo kerk, ek en jy die voorreg tot 'n verbond, 'n beter verbond, 'n nuwe verbond, omdat God getrou is. Nie as gevolg van ons eie prestasie nie. Nie as gevolg van wat Abraham gedoen het nie, as gevolg van wat God self gedoen het, want God het verbond gesluit en wie weet dat God se woord is waar. Wie weet dat God nie teruggaan op sy woord nie. Wie weet dat daai nuwe verbond is my en jou porsie, omdat God 'n God van verbond is en God is 'n God van generasies. En daarom skryf Paulus in Galasiërs 3 vers 29 die volgende. Hy sê, en as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Met ander woorde, die kerk is nie net 'n organisasie nie, die kerk is 'n verbondsvolk. Hallo kerk, die kerk is nie net 'n organisasie nie, die kerk is 'n verbondsvolk en 'n verbond verander hoe ek en jy lewe. Want verbond gee vir ons die volgende, identiteit, beskerming, erfenis. Ons is nie net 'n organisasie nie, ons is erfgename van 'n belofte. Die voorreg wat ons het om in dit te kan deel. Ons identiteit lê nie in wat ons doen nie, maar aan wie ons behoort. En ek wil vanoggend hier in jou hart vasmaak, hallo kerk, jou identiteit lê nie in wat jy doen nie. Jou identiteit lê in wie jy behoort. Jou beroep is nie jou roeping nie, jou roeping is. Hallo kerk, jou beroep is nie jou roeping nie, jou roeping is. En vir jou om daai roep oor jou lewe vas te maak, ongeag jou beroep, het jy nodig om te verstaan dat God 'n God van verbond is. En dat jou identiteit vas is in wie hy is en wat hy reeds vir my en jou gedoen het. Die derde punt wat ek vandag vanoggend wil vasmaak is die stem waar God sy volk lei. En in 1 Samuel 3 vers 1 tot 5 lees ons die volgende, die seun Samuel het die Here gedien onder die toesig van Eli. Die woord van die Here is in daardie tyd min gehoor. Daar was nie dikwels openbarings nie. Dit sê die woord van die Here is in daardie tyd min gehoor. Daar was nie dikwels openbarings nie en Eli se oë het al swak begin word. Hy kon nie meer goed sien nie. Vroeg een môre het Eli nog op sy slaapplek gelê en die lamp van God het nog helder gebrand. En Samuel het ook nog gelê in die tempel van die Here waar die ark van God was en toe roep hy die Here na Samuel en Samuel het geantwoord, ek kom. Hy het na Eli toe gehardloop en gesê, hier is ek, want u het my geroep, maar Eli sê, ek het nie geroep nie, gaan lê maar weer. En ek weet nie of dit in julle huis partykeer so gaan nie, maar wanneer ek my kinders roep, dan kom hulle nie eers nie. Mens het Samuel opgekom, sê hy, julle is ek. Sê ek het nie geroep nie, gaan lê maar weer. Sien, hy herken dit nie, maar die teks sê die woord van die Here was skaars in daardie dae.
Die woord van die Here was min gehoor in daardie tyd, daar was min openbarings. Die probleem was nie dat God stil was nie, hallo kerk, die probleem was dat mense nie meer kon herken hoe God praat nie. In daai oomblik was dit nie dat God stil was nie. As mense kon nie meer herken hoe God praat nie. En die teologiese waarheid vir my en jou hier is, dat God lei ons nie net deur omstandighede, en deur strukture, en deur strategieë nie. God lei ons deur openbaring. Jesus sê in Johannes 6 vers 13, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. En hy sal sê, en wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. Sien, die grootste behoefte is nie 'n beter strategie in die kerk nie. Dit is 'n skerper gehoorsaamheid aan die stem van die Gees. Die grootste probleem in die kerk, hallo kerk, is nie 'n beter struktuur of 'n beter strategie nie. Dit is 'n skerper gehoorsaamheid aan die stem van die Gees, aan die stem van die Here. Hoekom? Want die krag van die kerk lê nie daarin dat ons weet wat om te doen nie, maar dat ons weet hoe om die stem van die Here te volg. Dit sê die seuns en die dogters van God sal gelei word deur sy Gees. Those who are led by the Spirit of God shall be called sons of God. Hallo kerk, dis nie dat God nie meer praat in ons lewens nie. Dis nie dat God stil is nie, dis nie dat tye verander het en ons is nou op 'n plek waar ons kan sê, maar God het net gepraat nie. Nee. God praat nog steeds elke dag, deur sy Heilige Gees, deur openbarings, deur sy woord, deur mense, deur wie God kies om te gebruik. My vraag is, kan jy hom hoor? My vraag vanoggend is, ken jy sy stem? Die woord sê, my sheep hear my voice. Hallo kerk, wanneer laas het die Here met jou gepraat? Wanneer laas het jy in jou hart vasgemaak dat jy die Here se stem gehoor het en dat jy besig is om gehoorsaam te wees en wat hy vir jou gesê het? Sien, dis nie dat God nie meer praat nie. Dis ons ken nie sy stem nie. En dis my gebed vanoggend vir jou en vir my en vir ons as 'n kerkfamilie. Dat jou ore sal oop wees, jou geestesore sal oop wees om sy stem te hoor en sy stem te herken. Dat ek en jy nie soos 'n Samuel sal wees, dat na Eli toe gaan wanneer die Here praat en sê, hier is ek nie. Maar dat ons sal regeer, omdat ons weet, dat ons hom ken. Sien, en dis sy hartsbegeerte, is dat ons hom ken. En hallo kerk, wanneer intimiteit weer deel word van ons lewens, dan begin ons sy stem hoor. Maar wanneer aktiwiteit, intimiteit in ons lewens verskry, dan word ons soos 'n Samuel in daai oomblik, en ons hardloop na Eli toe, wanneer die Here self praat. En dis my gebed vir jou vanoggend, dat jy jou hart sal oopmaak vir sy Gees. Dat jou hart sal oopmaak vir sy stem, dat jy gehoorsaam sal wees in hierdie seisoen van jou lewe. En laaste punt wat ek wil vasmaak is punt 4, die teenwoordigheid. Die doel van alles. En in 2 Kronieke 5 vers 13 sê die woord die volgende, presies gelyk, soos een man, het die trompetblasers en die sangers die lof en dank aan die Here laat weerklink. Die klank van die trompette, simbale, ander instrumente, en die loflied ter ere van die Here het opgeklink, want hy is goed, en aan sy liefde is daar geen einde nie. Die kerk mag dit volgende in jou hart vas wees, dat die Here goed is. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Op daardie oomblik het 'n wolk die huis van die Here gevul, en daarom kon die priesters nie vir die diens aantree nie. Dit was die magtige teenwoordigheid van die Here wat die tempel van God gevul het. Sien, die tempel was voltooi, en die priesters het begin aanbid.
En dan sê die skrif, die huis van die Here was gevul met 'n wolk. Die huis van die Here was gevul met die teenwoordigheid van die Here, sodat die priesters nie eers kon aantree vir diens nie. Waarom? Want die heerlikheid van God het gekom. Sien, nou was 'n instruksie om te bou. Maar die gebou was nooit die doel nie. Die heerlikheid en die teenwoordigheid van die Here was altyd die doel. En in daai oomblik, toe die wolk kom, toe die teenwoordigheid, toe die heerlikheid van die Here kom, toe kon die priesters nie aantree vir diens nie. Die tempel was nie die doel nie, hallo kerk. Die teenwoordigheid van die Here was die doel. En hier is hoekom. In die Nuwe Testament in 1 Korintiërs 3 vers 16 sê dit, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en dat sy Gees in julle woon nie. Weet jy nie dat jy 'n tempel is en dat die Gees van die Here in jou woon nie? Ons sien die illustrasie van 'n tempel wat gebou word, maar toe die teenwoordigheid van die Here kom, toe kom die heerlikheid. Die tempel was nooit die doel nie, die teenwoordigheid was. Hallo kerk, hierdie was nooit die doel nie. Die teenwoordigheid van die Here was, die teenwoordigheid wat ons harte vul, wat ons lewens vul, wat ons kerke vul, was altyd die doel. Wanneer ons spasie maak vir die Heilige Gees om te beweeg, wanneer die teenwoordigheid van die Here kom, word mense gesond. Dis wanneer gedagtes hernuwe word, wanneer liggame genees, wanneer huwelike herstel, wanneer kerk herstel, wanneer verhoudings herstel, hallo kerk, is wanneer ek en jy verstaan dat ons liggaam se tempel is van die Gees van God. En dat sy hart altyd was, dat die doel altyd was om ons te vul met sy teenwoordigheid, sodat sy heerlikheid kan kom in ons lewens. En die kerk het nodig om terug te kom op 'n plek waar ons spasie maak vir die teenwoordigheid van die Here, sodat die teenwoordigheid van die Here hierdie geboue kan vul, ons lewens kan vul, daar waar ons beweeg kan vul, sodat sy Gees vooruit kan gaan. Sê maar, dis in sy naam waar daar lewe is. Hallo kerk, in sy teenwoordigheid. Ek en jy kan niks doen sonder die teenwoordigheid van die Here. En ek wil vanoggend vir jou sê, en ek wil jy moet dit hoor, ons kan niks doen, niks, sonder die teenwoordigheid van die Here nie. Hallo kerk, as ek en jy nie op 'n Sondag kerk toe kom om spasie te maak vir God se teenwoordigheid nie, as ons nie kerk toe kom op 'n Sondag om spasie te maak vir sy Heilige Gees nie, dan mis ons dit. Want die gebou was nooit die doel nie. Die skerm was nooit die doel nie. Die klavier was nooit die doel nie. Die preekstoel was nooit die doel nie. Die doel was die teenwoordigheid van die Here in ons lewens. En ek wil jou uitdaag vanoggend om spasie te maak vir die teenwoordigheid van die Here in jou lewe, om spasie te maak vir die Heilige Gees, om te sê, Here, hier is my lewe, vul my. Ek is 'n tempel van God. Maar dis in u teenwoordigheid. Dis in die naam van Jesus. Die krag van die kerk lê nie in die gebou nie. Die krag van die kerk lê nie daar waar ons vergader nie. Die krag van die kerk is in die Gees van die Here. En die Gees van die Here woon in my en jou. Sien, dat die kerk is, maar ek en jy gevul is met die Heilige Gees. En as gelowiges saamkom, word die teenwoordigheid en die heerlikheid van die Here kom. En ek en jy het 'n verantwoordelikheid om 'n spasie te maak vir sy teenwoordigheid. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om te sê, hier is ek. Ek verstaan nie altyd nie, maar ek is bereid. Ek is beskikbaar, want ek weet u is getrou. Nie stuk in my hart voel profeties vir die kerk in hierdie seisoen wat voorlê. In Nehemia 4 vers 17 sê die woord, van daardie dag, al was 1/2 van die manne aan die kerk, aan die werk, en die ander helfte die spiese, die skilde, die pyle en boë en harnasse gereed gehou. Die gesagvoerders het die plek ingeneem agter elke familiegroep Judeërs wat aan die muur gebou het, en die wat boumateriaal moes dra, het met een hand die werk gedoen en met die ander hand 'n wapen vasgehou. Sien, op 'n seisoen waar hulle moes bou en veg op dieselfde tyd. Waar hulle moes bou aan hierdie muur terwyl hulle weerstand moes afweer. Want hier is hoekom hallo kerk, wanneer ek en jy bou aan 'n volgende generasie, sal daar altyd vir ons weerstand wees. Wanneer ek en jy bou aan die volgende generasie, aan die koninkryk van God, sal altyd vir ons weerstand wees, maar hier is vir die woord sê, God sal sy kerk bou. God will build his church and the gates of hell shall not prevail against it. Dis vir die woord sê. Dit sê die vyand kan kom, maar hy gaan nie suksesvol wees in ons lewens nie.
Die wapen kan op ons gerig wees, maar hy gaan nie suksesvol wees met ons verstaan dat ons 'n God dien wat getrou is. Dat daar 'n belofte oor ons lewens is, maar dit beteken nie ek en jy mag nie bou en veg op dieselfde tyd nie. Dis 'n instruksie vir ons in hierdie seisoen om te bou en te veg. Om vas te maak, die muur te bou vir die volgende generasie en om af te weer dit wat die vyand wil doen in daai seisoen. Die Hebreëse woord dui op hierdie te gelyk funksioneer in twee dimensies. Dis wat die Hebreëus sê oor daai teksvers. Te gelyk te funksioneer in twee dimensies. Met ander woorde, vlees en gees. Bou en veg. Dit sê ek en jy kan veg. Ons kan prakties besig wees met ons hande om iets te bou vir 'n volgende generasie, maar in die gees het ons 'n verantwoordelikheid om oorlog te maak, want die geveg is nie in vlees nie, kerk. Die geveg is in gees. En is in hierdie oomblik waar ons sien wat die kerk se verantwoordelikheid is vir hierdie seisoen. Met die een hand, kerk, het ek en jy die verantwoordelikheid om te bou, om te beskerm. Wat bou ons? Ons bou gesinne, ons bou huwelike. Ons bou disippelskap. Ons bou aan dit wat die volgende generasie nodig het om te kan beweeg. Maar waarvoor veg ons? Ons veg vir die waarheid. Ons veg vir geloof. Ons veg vir geregtigheid. Ons veg dat die wêreld die openbaring van die seuns en dogters kan sien. Van vrede, van vreugde, in en deur sy Heilige Gees. Ek wil jou aanmoedig in hierdie seisoen van jou lewe om nie te gaan lê nie. Hallo kerk, as jy moet bou en as jy moet veg, en as jy moet bou en veg, dan bou en veg jy. Ons kan nie net bou nie, en ons kan nie net veg nie. Ons het 'n verantwoordelikheid onder die leiding van die Heilige Gees te bou en te veg in hierdie seisoen. Om te sê, Here, ek verstaan dat die vyand hier is. Ek verstaan dat ek seisoene gaan deurgaan waar die wind van voorag gaan kom. Ek verstaan daar gaan siekte in my familie wees en ek gaan goed moet deurgaan. Ek verstaan daar goed met my gebeur wat ek nie nou verstaan nie, maar eendag sal verstaan wanneer ek my Vader ontmoet, wanneer ek my Skepper ontmoet. Maar dit gaan my nie toelaat om op te hou bou nie, dit gaan my nie toelaat om op te hou veg nie. Ek gaan kies om te bou aan dit wat die Here in my hart geplaas het, sodat die volgende generasie kan deel in dit wat God wil doen. En terwyl ek dit doen, gaan ek sterk staan en bly veg, want ek weet dat die Gees van die Here in my is, dat hy my lei. Die geveg, hulle kerk, in gees, nie in vlees nie. Die kerk van hierdie seisoen moet verstaan dat die altaar moet herstel. Dat ek en jy in verbond moet leef. Dat ek en jy sy stem moet hoor. Deur intimiteit bo aktiwiteit te kies. Dat ek en jy sy teenwoordigheid moet dra. En terselfdertyd ons weerstand hanteer. Aanvalle weerstaan. En die waarheid beskerm. Nehemia se mense het nie net 'n muur gebou nie. Hulle het 'n toekoms herstel. Hallo kerk, 'n kerk sonder 'n volgende generasie is soos 'n huis sonder erfgename. En wanneer ek en jy bou en veg, dan herstel ons vir die toekoms. En hoe die kerk vandag in dieselfde seisoen te doen, is nie deur strukture te bou nie, maar is deur om sy teenwoordigheid te dra. En ek wil jou aanmoedig as ek afsluit, om jou hart oop te maak vir die teenwoordigheid van die Here. Om jou gees oop te maak vir die teenwoordigheid van die Here. Ek wil oor jou verklaar vanoggend dat die kerk se krag nie lê in wat ons bou nie, maar in wie saam met ons bou. Hulle kerk, die krag lê nie in wat ek en jy kan bou nie. Die krag lê in wie saam met ons bou. En wanneer die altaar herstel, die verbond verstaan word, die stem van die Here duidelik gehoor word in sy kerk, en die teenwoordigheid van die Here gedra word, dan word die kerk onstuitbaar. Die liggaam van Jesus Christus, ek en jy, nie hierdie gebou nie. Ek wil jou vra om jy oë toe te maak. Is met elke hoof gebuig, met elke oog toe. As
As jy vanoggend hier is en jy het nog nooit die geleentheid gehad om Jesus aan te neem as jou verlosser en jou saligmaker en dan sê die woord in Romeine, ek en jy is een opregte gebed weg. En ek wil jou geleentheid gee vanoggend om te sê, ek kies Jesus. Ek wil jou geleentheid gee om te sê, Here, ek wil my lewe aan U wy. Ek wil my lewe aan U wy. Heilige Gees, kom vul my met U teenwoordigheid. As dit jy is vanoggend, ek jy met my vinnig jou hand opsteek en net sak, elke oog toe. Dankie, Papa Vader. Ek vra dat ons as 'n kerk familie hardop saam met hulle bid. Hemelse Vader, ek weet dat ek 'n sondaar is, en ek vra vandag vir U vergifnis. Ek erken dat ek 'n verlosser en 'n saligmaker nodig het. En ek kies vandag om die deur van my hart oop te maak en om U in te nooi. Ek kies om my lewe aan U te wy. Ek bid dit in die naam, bo elke naam, die naam van Jesus. En almal sê, amen. Kom ons gee vir hulle lekker hande klap. As jy jou hand opgesteek het, wil ek jou graag verwys na skakel agter my. Ek kies Jesus vir 2 redes. 1, ons wil graag vir jou bid op jou naam. En 2, ons wil jou help met die volgende stap. Ons gaan afsluit en ons gaan 'n offergawe opneem as deel van 'n laaste lied van aanbidding. Ek wil graag hierdie beginsel in jou hart vasmaak. In die Ou Testament was die altaar altyd 'n plek waar mense iets gebring het. En nie omdat God iets nodig gehad het nie, maar omdat dit 'n uitdrukking van hulle harte was. Wie weet dat God het nie jou geld nodig nie? Is dit die stilte voor die storm of na die storm? Hulle kerk, die Here het niks anders as ons lewens nodig nie. Ons alles. Ons tyd, ons geld, ons talente, ons aanbidding. Die Here het alles nodig van ons. Al wat ek nie heeft doen is om te sê, hier is ek. En wanneer ons gee, dan bly ons verklaar dat die Here eerste is in ons lewens. Want soos ons vandag hoor, dat die kerk se krag lê nie in programme of strukture in die hele kerk. Dit lê in 'n volk wat naby aan God bly. Dis my gebed vir ons as 'n kerkfamilie. Dat ons naby aan die teenwoordigheid van die Here sal bly en dat ons sy stem in hierdie seisoen sal herken. Sien, die Gees een van die maniere hoe ons sê, Here, alles wat ek het, kom van U af. Sê, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Kom ons bring vandag 'n offergawe met dankbaarheid en aanbidding. Ons gee nie omdat God dit nodig het in die kerk. Ons gee omdat ons harte naby aan Hom wil bly. En dis my gebed vir jou. In Jesus naam. Amen. Kom ons staan saam.